Goeiemôre, wat 'n voorreg om vanoggend saam met julle te kuier. Dit is soos Sian gesê het, 'n lieflike dag daar buite. En dis net regtig 'n joy om saam te kan kuier. Nou ek wil vanoggend vir jou kom sê, ek het vir jou goeie nuus. Wie wil goeie nuus hoor? Okay, so ek het vir jou goeie nuus, jy wil nie goeie nuus hoor nie. Okay, so as jy nie goeie nuus wil hoor nie, druk nou jou ore toe. Okay, ek het vir jou die beste nuus, ek het vir jou so goeie nuus, okay? Daar is so hierdie nuwe uitvindsel, nê. Dis goeie nuus. Okay? So jy sit dit op jou dak en dit vang die son op. Dit wek dan krag op en gaan in 'n battery in. Sonkrag is die nuutste ding. Okay? Ek het vir jou goeie nuus. Jy kan sonkrag by jou huis insit en dit gaan jou duisende rande spaar. Okay? Is dit vir jou goeie nuus? Dis goeie advies, nê. Nee. Maar kom ons sê vandag, ek kom en ek sê vir jou, ek het vir jou goeie nuus. Daar's 'n nuwe program wat begin wat vir elkeen van ons wat hier sit gratis vir die res van jou lewe sonpanele op jou dak sit en batterye vir jou gee. Is dit goeie nuus? Dis goeie nuus. Nou jammer, dis nie die goeie nuus wat ek het met jou om te deel vandag nie. Maar ek het tog vir jou goeie nuus. Want sien, die groot ding is, as ek vir jou sê ek het vir jou goeie nuus vandag, dan wil ek nie hê jy moet besef dis goeie advies wat ek vir jou gee nie. Maar dis goeie nuus. Hoekom? Goeie nuus is net goeie nuus as dit vir jou goeie nuus is. En vandag wil ek hierdie ongelooflike goeie nuus met jou deel. Kort jy goeie nuus. Ek dink ons almal kort bietjie goeie nuus, nê? Nee. Nou die vraag is wat ek vir jou vandag wil vra, is jy gelukkig, werklik gelukkig met jou lewe? Is jy by 'n plek waar die wêreld jou glad nie moedeloos maak nie? Ek het vir jou goeie nuus. Ek het regtig vandag vir jou goeie nuus. Is jy volkome oortuig oor jou en die mense waarvoor jy lief is se toekoms? As enige een van daai antwoorde 'n negatiewe antwoord was, het ek vandag vir jou goeie nuus. 'n Nuus. En as ek sê nuus is 'n gebeure, dis iets wat genuinely gebeur het. Dis 'n aankondiging. Dis die nuus dat daar's 'n nuwe koning. 'n Nuwe heerser op hierdie aarde vir my en vir jou wat ons insluit by 'n koninkryk wat ander reëls, ander wette, 'n ander manier van dink en 'n ander manier van leef het. Dis die goeie nuus. Willem, ek het al hierdie nuus gehoor en dis net goeie advies. Dis nie 'n nuwe morele standaard lewe wat gevolg moet word met voorwaardes voordat jy moet eers iets doen voordat jy deel kan wees van hierdie nie. Hierdie is werklik goeie nuus. Hier is iets wat nie net vir jou 'n prentjie van paradys gee nie. En sien, hier's die mooi ding vir my. Jesus het nie gekom om ons terug te vat na die paradys toe waar Adam en Eva was nie. Hy het actually iets meer kom doen. Hy het vir my en vir jou kom sê, die goeie nuus wat ek vandag vir jou gee, is oor 'n nuwe koninkryk. Veel meer as net om terug te gaan na wat Adam en Eva beleef het. Hoor gou wat skryf man met die naam Paulus in 'n brief wat hy skryf vir die mense in Efese. Ons lees dit in Efesiërs 1 vers 4. Hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het. Nou dis in God, in Christus. Voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Die Message vertaling sê dit so: long before he laid down earth's foundations, he had us in mind. And he settled on us as the focus of his love. To be made whole and holy
by his love. Jy het nou net gesing, jy het nou net, of al het jy dit net gehoor, al het jy dit net geluister, ons het nou net gepraat van, hy is so lief vir ons, en jy is so vasgevestig in sy liefde. Want voor die grondleg van die aarde, voor dit alles nog gebeur het, voor Adam en Eva al hulle eerste asem ingeasem het, het hy gekies om vir jou en my te hê as die objek van sy liefde. Hy het jou gekies. Ons lees in Genesis 1 vers 26 tot 28, hy is nie op die bord nie, dat God het die mens kom maak en vir hulle gesê, ek wil hê jy moet besef, jy is gemaak in my beeld en my gelykenis om te heers op die aarde. Adam het met 'n autoriteit en hierdie ongelooflike voorreg om te heers rondgeloop op aarde. Om sy heerlikheid te weerspieël. God se heerlikheid op aarde te kom weerspieël en te sê, ek wil hê jy moet besef dat jy het 'n doel op aarde. Jy's nie net gemaak sodat jy nou aarde vol moet ran nie. Of dis net hierdie random act van jy is nou op hierdie aarde en jy's gemaak om te heers. Vanuit 'n ongelooflike verhouding met God. Adam en Eva het elke dag saam met God in die tuin gewandel en gesprekke met hom gehad. Verhouding met hom gehad. Daar was hierdie oop verhouding, hierdie intieme verhouding tussen mens en God. Maar die vyand het gekom en vir Adam en Eva kom leuns kom vertel. En weggevat dit wat eintlik die waarheid oor hulle lewens is. Het hy kom verdraai en dit wat die mens eintlik werklik is, het hy kom sê dit is nie wie jy is nie, maar as jy hierdie doen sal jy dit word. Hy kom sê vir 'n mens, as jy hierdie vrug eet, dan sal jy soos God wees. Genesis 1 vers 26 tot 28 sê, ons is gemaak in sy beeld en sy gelykenis. En die vyand kom sê, jy is nie so nie. Wees net beter. Maar as jy hierdie doen, is jy beter. En hy veroorsaak dat die mensdom verval in iets anders as die wil van God oor hulle lewens, en ons noem dit sonde. Sonde vat die mensdom weg van God se bedoeling vir hulle. Dit vat daai verhouding tussen mens en God weg. En as 'n vloek, nie net op die mensdom nie, maar op die hele skepping. En ek en jy word ook dit die hele tyd gesê. Wees net beter, word net beter, jy is nie goed genoeg nie. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie, dit is die boodskap wat hierdie wêreld vir ons gooi. Maar ek het vir jou goeie nuus, ons het 'n koning wat iets anders kom sê het oor jou. En hierdie koning het al in Genesis 3, het hy hierdie uitspraak kom maak teenoor die vyand, en hy het die volgende gesê, en ek sal vyandskap tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Daar kom sê hy vir die vyand, luister, ek wil vir jou hier al sê, daar kom iemand wat jou gaan vermorsel, wat jou gaan oorwin, wat hierdie ongelooflike sleg gaan kom wegvat. Wat jou gaan kom oorwin. En ons kan reg deur die Ou Testament sien, keer op keer hoe hierdie belofte en hierdie woord gegee word om te sê, hier kom 'n koning. En ek wil hê jy moet gaan, as jy die tyd het, gaan lees bietjie deur die Ou Testament, hoe die vyand so bang was, dat generasie op generasie maak hy die manne en die seuns dood van 'n generasie, want hier kom iemand my doodmaak. En dan eendag verskyn daar Jesus.
Want God het die mensdom en dit wat hy geskep het so lief dat hy dit nie sal alleen los om net te vergaan nie. God het nie 'n fout gemaak om te sê, okay, maar nou hierdie aarde wat ek gemaak het, hy gaan nou maar net verweer en tot eendag dat hy homself opblaas, dan is dit nou klaar nie, want ek is nou klaar met die mens nie. Inteendeel. Hy het jou so lief. Hy het ons so lief, hy het hierdie wêreld so lief, dat hy gekom het en gesê het, ek gaan nie net kom herstel nie, maar ek gaan iets nuuts kom doen. Hoor wat sê die Bybel oor hierdie man Jesus in 1 Korintiërs 15 vers 45. So is daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam, Jesus, 'n lewendmakende gees. Hy het gekom om iets anders te doen as net jou te fix sodat jy weer oukei kan wees. Hy het iets nuuts kom doen aan die kruis. Jesus wat die seun van God was, wat volkome God was, het mens geword. En met alles in hom kom uitleef dit wat hy bedoel het die mens moet wees. Ons sê altyd hy is nie 'n voorbeeld vir ons nie, hy is 'n voorbeeld van ons. Want sien, as ek en jy besef dat Jesus was sonder sonde, maar hy het sonde geword vir my en vir jou. Hy het gaan sterf aan 'n kruis sodat ek en jy kan leef. Hy het die ewige dood kom wegvat. As gevolg van dit wat in die tuin gebeur het, was daar hierdie dood oor die aarde gespreek, oor my en jou gespreek. En hy het dit oorwin. Nie net deur sy dood nie, maar sy opstanding. Want sien, as hy net gesterf het en hy was dood, dan het niks beteken nie. Maar hy het opgestaan uit die dood, hy het die dood oorwin. En hy het uitsprake gemaak om te sê, ek wil hê jy moet besef, dat ek kom doen iets nuuts. Hy het my en jou redder geword. Ons het die ongelooflike woord wat in die Bybel gebruik word, soteria. Dit beteken verlosser. Dit beteken geneesheer. Jy het genesing ontvang. Dit beteken herstel en 'n nuwe lewe. As ek vandag vir jou sê, jy kan alles wat in jou verlede gebeur het, al die sleg, al die vuil, al die gemors, al die moeilikheid, alles wat jy nie kan hanteer nie, kan jy vandag afsny en klaarmaak mee en jy kan 'n splinter nuwe bladsy begin. Nie net 'n bladsy nie, 'n nuwe boek begin. Dis van julle goeie nuus. En ek wil vandag vir jou goeie nuus gee. Wanneer jy jou geloof, dit wat jy sê, okay, ek kan glo hierdie is die waarheid. Wanneer jy jou geloof plaas in Christus en dit wat hy kom doen het. In hierdie waarheid van 'n nuwe lewe en 'n nuwe koninkryk en 'n nuwe manier van doen. Dan is daar 'n paar dinge wat gebeur as gevolg van dit. Goed wat jy nie maak gebeur nie. Dit is deel van hierdie ongelooflike pakkie wat die Here vir ons wil gee. Dis hierdie geskenk wat hy vir jou wil gee. Eerste ding wat gebeur is vergifnis. Jy word vergewe. En nie na mate jy 'n beter mens word nie. Jy word vergewe, punt. Die woord kom sê dat Jesus, as hy ons sondes vergewe, dan dink hy nooit weer daaraan nie. Hoe is dit moontlik? Want sien, die wêreld kom en hy kom gooi hier heeltyd met skuld en met skaamte en met seer en hou jou by 'n plek waar jy voel ek is nie goed genoeg nie, ek kan dit nie maak nie, ek is net 'n sleg mens. Maar die kruis en die opstanding wys vir ons die volgende. Christus kom sê vir jou, jy's 'n nuwe mens in Christus. Die ou is verby, die nuwe het gekom en ek maak jou heeltemal skoon. Ek sien jou.
deur die lens van my seun. Dis wat met jou gebeur. Hoor gou wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. Dis wat met jou gebeur. Jy word totaal en al nuut. Maar Willem, ek weet nie hoe gaan ek met my verlede ontslaa raak nie. Eenvoudig. Gee oor aan Christus en sê, Here, kom maak my nuut. Kom doen dit wat U met soveel ander mense gedoen het. Ek is 'n voorbeeld. Ek is 'n voorbeeld van nuut maak. Jy word nie net 'n nuwe mens nie, maar jy word deel van God se nuwe koninkryk. Dis wat met jou gebeur. Kolossense 1 vers 13 sê, God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas. Met ander woorde, wat beteken verplaas? Hy het jou gevat hier en hy het jou verplaas, hy het jou op 'n ander plek kom neersit in sy koninkryk, na die koninkryk van sy geliefde seun. Dis wat met jou en my gebeur. Jy hoef nie so toe te travel self nie, jy word net daar gesit. Want jy is nou deel van hierdie nuwe huishouding. Maar ek wil vir jou sê, die goeie nuus stop nie daar nie. Daar's nie net vergifnis van jou sondes nie, daar's nie net nuut maak nie, daar's nie net 'n nuwe koninkryk nie, maar hy kom vat jou as fisiese mens waar jy nou is. En hy genees jou. Hy maak jou gesond. Want dis wat nuut beteken. Ek wat sê 1 Petrus 2 vers 24. Wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het. Hy het al hy sondes op hom gedra, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Die woord geregtigheid beteken net 'n regtestaande verhouding. Geregverdig. Geen meer skuld nie. As die hof vir jou sê jy's geregverdig, you are just, dan is daar niks teen jou nie. En dan sê hy die volgende, deur wie se wonde julle genees is. Ek glo met alles in my. Ek kan enige iets in ons liggaam genees. Ek glo met alles in my, of dit emosioneel, fisies, wat ook al dit is, kan hy aan jou kom raak vandag. En jy kan ten volle genees word. In sy koninkryk is dit hoe dit lyk. En sy koninkryk is nie vir eendag nie. Sy koninkryk is nie sodat ek en jy dalk eendag as ons hemel toe gaan 'n beter lewe kan hê nie. Dis vir nou. Dis vir vandag. Jy moet besef die goeie nuus hou nie op nie. Dis beter as 'n weer maak vir advertensie, want there is still more. Ons word ook erfgename. Verstaan, jy word in 'n nuwe familie ingesit, maar nie net as 'n weeskind nie. Jy kry regte, jy kry erfporsie, jy is 'n erfgenaam, deel van dit wat hy vir jou en vir my wil gee. En ek wil vir julle hierdie gedeelte uit Romeine uitlees, maar ek wil vir julle die CSB uitlees, want dit sê dit vir my so mooi. Hy sê, by the gift, but the gift. Met ander woorde, dis 'n geskenk. Dis nie iets wat jy kan koop of verdien nie. Dis 'n geskenk, but the gift is not like the trespass. For if by one man's trespass the many died, how much more have the grace of God and the gift which comes through the grace of the one man, Jesus Christ, overflowed to the many. Nou almal van ons toe. And the gift is not like the one man's sin, because from one man came the judgment resulting in condemnation, but from many trespasses came the gift resulting in justification. If by the one man's trespass death reigned through the one man. Dan woorde, as dit wat Adam kom doen het, vir die hele wêreld, die hele mensdom en die hele aarde onder 'n curse kom sit het. Hoor gou wat sê hy? How much more? Much more beteken meer.
Dis is as iemand vir jou iets ingooi en jy sê ek soek 'n bietjie meer. En hulle gooi vir jou nog en jy sê ek soek nog 'n bietjie meer. En die derde keer wat jy sê ek soek nog meer, as dit ek was, dan gaan ek hom gooi tot hy oorloop. Okay? Dis wat hier gebeur. So much more will those who receive the overflow of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Ek wil jy moet besef wat hy hier kom doen is, hy het jou nie net kom red sodat jy nie kan doodgaan vir ewig nie, maar hy het jou teruggesit in die posisie meer as dit wat hy vir Adam en Eva gesê het. To reign in this life. Dis die goeie nuus. Dis nie goeie advice nie. Dis goeie nuus. Maar kan ek vir jou sê, die nuus stop nie daar nie. Daar's nog. Willem, dis onmoontlik. Hoe kan daar nog wees? Ek gaan nie vandag al die goeie nuus vir jou kan deel nie, want ek beloof jou, daar's net nuus op goeie nuus op goeie nuus op goeie nuus. Dis net hoe dit werk. Maar ek wil hê jy moet verstaan, wanneer Jesus se waarheid oor jou lewe 'n realiteit word, wanneer jy dit aanvaar, wanneer jy sê, ja Here, ek wil die volheid van u goeie nuus oor my lewe hê, want dis wat die woord gospel beteken goeie nuus. Dan los jy jou nie alleen om dit te probeer uitfigure nie. Hier's vir jou goeie nuus. Hy stuur sy teenwoordigheid vir jou. Maar kan ek vir jou sê, dis nie net 'n teenwoordigheid wat eers nou en dan nie in 'n diens gebeur nie. Dis 'n teenwoordigheid wat in jou kom leef. Hy stuur vir jou en vir my, en hy het vir jou en vir my die Heilige Gees gegee. En as jy sê, Here, ek aanvaar U as my redder, as my verlosser, as die een wat ek volgens wil lewe, my koning, my heerser, die een wat besluit oor my lewe en nie ander mense of hierdie wêreld nie, dan gee hy vir jou die Heilige Gees. Hoor gou wat sê Handelinge 1 vers 8, sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot die uithoeke van die wêreld. En wanneer jy moet besef, daar's soveel meer aan 'n lewe in Christus, volledig, totaal in Christus, as wat hierdie wêreld vir my en vir jou kan gee. En die wêreld kom en hy sê, ek het vir jou goeie nuus. Jy gaan jouself doodwerk en spaar vir jou ou dag. En dan gaan jy dalk dit maak en dan gaan jy dood. Nee. Ek het vir jou goeie nuus. In Christus. En die feit dat jy sê, ek het iemand nodig om my te red van dit wat hierdie wêreld oor my uitspreek. As jy daai aanvaar, het jy 'n ewige lewe in hom. Willem, hierdie gaan doodgaan. Jy besef, mense gaan dood, nê? Nee. Ja. Jou vlees gaan sterf, maar die Here het gekom en Jesus het opgestaan in 'n nuwe, verheerlikte liggaam. En wat beteken 'n verheerlikte liggaam? Die woord heerlikheid beteken opinie van God. En 'n verheerlikte liggaam is God se perfekte opinie oor hoe dit moet lyk. Sonder siekte, sonder seer, sonder enige gebrek. Dis wat jy het, dis wat jy kry die oomblik as jy sê, Here, hier is ek in U. Jesus, ons gaan daai liggaam nog kry. Maar dis die belofte. En dis 'n belofte wat nooit ophou nie. Wil jy moet besef dat al hierdie dinge wat Jesus kom beloof het, is waar. Dit is waar. En daar is miljoene mense reg oor hierdie wêreld wat hierdie waarheid ontdek het en volgens dit leef. En ek wil vir jou sê dat
Jy kan vandag in hierdie waarheid kom leef. Jy kan vandag by 'n plek kom waar jy sê, Here, ek wil hierdie aanvaar. Ek wil hierdie volheid, hierdie goeie nuus in my lewe ook hê. Ek wil by 'n plek wees waar al hierdie waarhede ook oor my lewe gespreek word. Hier is goeie nuus wat gratis beskikbaar is vir jou. En dis nie net 'n vandagse offer en as jy dit vandag mis, dan is dit klaar nie. Dis iets wat oor en oor en oor goeie nuus is en nie net goeie raad nie. En as Christendom en die geloof van Christendom vir jou tot vandag toe net goeie raad was en 'n morele weg was wat ek moet stap sodat ek net hierdie dun paadjie kan stap om beter te lyk sodat ek eendag in die hemel kan kom, dan wil ek vir jou sê dis nie goeie nuus nie, dis goeie raad. Maar as jy die volheid van wat Christus in jou wil inblaas, in jou wil kom doen, aanvaar vandag en sê ek vat dit met alles in my, dan word dit goeie nuus. Want ek kan vandag in 'n wêreld staan met meer autoriteit as wat Adam gestaan het. Met 'n groter sin van realiteit dat ek moet heers op aarde as wat Adam ooit mee gestaan het. Met 'n groter verstaan dat ek in 'n verhouding, in 'n intieme verhouding met my God kan staan en dat ek nie hoef te wag vir iemand om vir my of deur iemand anders vir my te bid nie, maar ek kan direk met hom praat want hoekom die Heilige Gees leef in my. Daar's so baie om te ontdek in hierdie goeie nuus en as jy nog nie van vandag of tot vandag toe hierdie goeie nuus aanvaar het nie, wil ek jou uitnooi om daaroor te dink. Jy hoef nie vandag alles te verstaan van hierdie goeie nuus nie. Maar sien, jy gaan ontdek, daar's nog en nog en nog en nog en nog aan hierdie goeie nuus. En ek wil die worship team vra om ons te lei in 'n lied. Terwyl ons hierdie lied luister, en as jy wil saam sing, kan jy saam sing, as jy net wil luister, kan jy luister. Maar dink bietjie hierdie goeie nuus wat ek vandag vir jou kom gee.